Goeiemôre aan julle almal. Hartlik welkom ook vanoggend in die erediens. En ons glo dat hierdie boodskap ook elkeen van ons in ons harte sal seën en ook so vir ons sal lei. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. U raak aan die pen en die woorde begin dans. U raak aan die fluit en die note skitter. U raak aan die verfkwas en die kleure sing. So kom daar sin en skoonheid in alles wat bestaan, omdat U daar is. Hoe sou ek dan enigiets van U kon terughou? Amen. Ek groet U vanoggend ook in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons luister nou na 'n bemoedigende lied, waar die Here bevestig van sy grootheid en almag, maar ook sy liefde vir elkeen van ons. Halleluja, lied 444, wat 'n vriend het ons in Jesus. Ons luister nou, ons kyk na al 3 die strofes, jy kan saam sing, die woorde gaan nie op die skerm verskyn. Lied 4, Halleluja 444, al 3 die strofes. Ons skriflesing vanoggend is uit die boek Numeri. Numeri hoofstuk 13, Numeri 13 vanaf vers 26 tot 33. Numeri 13 vers 26 tot 33. Ons tema van vanoggend se prediking is: hoe sien ek die lewe? Hoe sien ek as gelowige, veral in die tyd waarin ons leef in COVID-19, die pandemie? Hoe sien ek die lewe? Terwyl ons die woord van die Here voor ons oop het by Numeri 13, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons kom bid vanoggend vir U seën en U teenwoordigheid in ons lewens. Kom bid ons, Here, dat U ons sal krag gee, dat U ons sal lei. Here, dat dit wat U vir ons in U woord sê vanoggend, ook vir elke van ons hartskennis sal word. Dat ons nie maar net sal hoor nie, Here, maar dat ons sal doen en leef en uitleef dit wat U van ons vra in U woord. Seën U woord in ons harte, Here. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen.
Numeri 13 vanaf vers 26. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het aan Moses hulle en aan die hele volk vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: ons het in die land gekom waarin U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing. En hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses gepraat het stilgemaak en gesê: ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir ons inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien. Die Enakiete stam van hulle af. Ons was 'n sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Ons skriflesing net hierdie gedeelte vanoggend. Die tema van vanoggend se prediking: hoe sien ek die lewe? Op die skerm is daar 'n prentjie van twee manne wat in 'n sel sit. Elkeen het 'n canvas voor hom, kwaste in die hand, en hulle is besig om prente te skilder. Nou as jy sien die ou aan die linkerkant teken 'n baie morbiede prent van dit wat hy hier vlak voor hom kan sien. Die ou aan die regterkant daarteen skilder iets baie mooier. Hy kyk verby die tralies en hy sien die wêreld daar buite en hy skilder dit. Hy sien verby sy huidige omstandighede. Hy sien die veld agter die tralies. En dit is presies wat gebeur in Numeri 13 met hierdie 12 verspieders wat uitgegaan het. Die verhaal van die 12 verspieders begin eintlik baie vroeër waar Moses op die toneel gekom het, die Israeliete in Egipte, en hy het dit dan uitgelei onder die hand van God. En dan kom die Here met 'n belofte na die volk Israel toe, in Eksodus 3 vers 8. En ek wil graag vir julle lees: daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. 'n belofte van die Here wat hy aan die Israeliete gesê het, en gesê: maar weet julle, ek gaan julle laat uittrek uit Egipte uit, maar ek gaan julle na 'n land toe vat. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek gaan julle na 'n land toe vat wat oorloop van melk en honing. Ek gee dit vir julle. Moenie bekommerd wees oor hoe julle dit gaan kry nie. Weet net, julle gaan daardie land kry. Dit is die belofte van die Here in Eksodus 3 vers 8 aan die volk Israel. En ek dink, watter bemoediging moes dit nie vir die volk gewees het nie, en ek dink die volk moes uit Egipte met 'n jubel in hulle hart gestap het, en gesê: Here, dankie. Dankie vir die oorwinning wat U nou al reeds vir ons gee. Met hierdie belofte in hulle harte, kom hulle by Sinai, en hulle kry die wet, die wil van God, om hulle in die beloofde land te lei en te onderrig. En dan lees ons dat Moses 12 manne stuur, een uit elke stam, om hierdie beloofde land te gaan verken. Net te gaan kyk hoe lyk dit, en toe kom terug rapporteer en sê: maar dit is hoe dit lyk, en dit is dit, en dit is dit. En dan lees ons hier in hoofstuk 13 van hierdie verspieders wat terugkom. Hulle kom doen verslag van wat hulle gesien het. Die een groep, 10 van hulle, het gesê dit is 'n wonderlike, of trouwens al 12 het gesê, dis 'n wonderlike land. Hulle het van hulle vrugte teruggebring,
dis 'n land wat hulle sê wat oorloop van melk en honing, 'n geseënde, vrugbare land, 'n wonderlike land. 10 van hulle sê egter, maar ons kan nie so toe gaan nie. Ons kan nie daar gaan intrek nie. Ons gaan omkom, ons gaan doodgaan, want daar is reuse. Die mense is sterk, hulle is groot. Hulle stede is ernstig bewaak en versterk. Ons kan dit nie doen nie. En ek dink bitter gou is die belofte van Eksodus 3 vers 8 vergete. God het gesê het, ek gee vir julle daai land. Nou kom hierdie 10 verspieders en sê, dit is 'n baie mooi land, maar ons sal dit nie kan doen nie. Kyk hoe lyk dit. Kyk hoe lyk ons toekoms. Ons kan nie daarin gaan nie. En dit is asof hierdie klomp verspieders, hierdie 10 sê, kom ons gaan eerder terug. Ons verlang terug na die verlede, na die vleispotte van Egipte. Daar was daar 'n klein bietjie meer sekerheid. Maar in hierdie land kan ons nie ingaan nie. Hierdie 10 verspieders het 'n ernstige, verduisterde toekomsvisie gehad. Alles wat hulle sien in die toekoms is negatief. Jesaja skryf eeue later in Jesaja 34 vers 18 en 19. En dan praat hy met die volk in ballingskap. Moenie net aan die vroeë dinge dink en aan die verlede bly stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat 'n droë wêreld riviere ontspring. En ek dink hier in Jesaja kom die Here op 'n tweede keer wat hy die volk sê, moenie bekommerd wees nie, ek maak vir julle 'n pad, ek maak vir julle 'n nuwe land. Al wat julle moet doen is om daaraan vas te hou. Liewe broer en suster, ons is midde in die COVID-19 pandemie. En dalk raak dit u persoonlik, u ken dalk iemand wat siek is, dalk 'n familielid wat siek is of afgesterf het. Maar elkeen van ons word hierdeur geraak en ons kan so maklik die toekoms duister maak. Daar's nie hoop nie. Ons kan dit nie doen nie. Die Here wat ons hoop is, maar ons sal nie daar kan uitkom nie. Dis te swart, dis te negatief. Ons is soos hierdie ou aan die linkerkant wat in die tronksel sit en skilder. Ons sien net die tralies om ons eie lewens raak en dit is al wat ons kan skilder. Ons sien nie die negatiewe. Ons sien nie die nuwe land, die nuwe wêreld, die nuwe toekoms by die Here nie. Ons raak swartgallig, ons raak morbied. Ons het nie meer dryfkrag nie. Ons word vasgeval in ons eie denke, ons eie vermoë, ons eie onvermoë. En hierdie dik tralies wat ons om onsself geplant het van negativiteit, kom al hoe nader en nader en dit knel ons. Dit maak ons stadig maar seker dood. Maar dan kry ons die ander kant van die saak. 2 verspieders wat gesê het, wat saamgestem het met die ander 10, dis 'n wonderlike land. 'n Land wat ongelooflike moontlikhede bied. Dan sê hulle, ons het gesien 'n mooi land, ons kan daarin gaan, want God het dit aan ons beloof. Kyk net hierdie absolute kontras tussen die 2 groepe. Een het gesê, nee, ons kan nie. Dit is te erg, ons gaan doodgaan. Die ander het dieselfde land gesien. Gesê, ja, ons kan. Want God het dit vir ons moontlik gemaak. Vir hierdie 2 verspieders is dit nie ewe skielik dat die klomp reuse en die sterk manne weg is nie. Hulle is nog steeds daar. Die gevaar is nog steeds daar. Maar, hulle sê, saam met die Here kan ons ingaan en ons sal veilig wees. Ten spyte van die gevare. Hierdie ouens sien net die gevare. Hierdie sien die hand van God, die belofte van God.
Numeri 14 vers 11 is 'n geweldige belangrike teksvers. Nie net vir Israeliete nie, maar ook vir elkeen van ons vandag. Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Gaan lees weer die teksvers in Numeri 14 vers 11. Dit is vir my asof daar 'n huil in die stem van God is. Hoe lank? Hoe lank gaan julle my bly onderskat? Hoe lank gaan julle weier om op my te vertrou? Ek dink ons moet daardie teksvers dalk 'n klein bietjie meer persoonlik maak. En dit as 'n spieël voor ons hou en vra, hoe lank gaan ek as gelowige nog die almag van God onderskat? Hoe lank gaan ek nog weier om op God te vertrou? Hierdie twee verspieders, Joshua en Caleb, het gesê, ons vertrou op die Here, hy sal vir ons daardie nuwe land gee. Hy gee dit vir ons. Hy sal ons beskerm. En ons sien hierdie twee manne met volle vertroue in God. Hulle kyk verby die tralies. Hulle sien die hand van God raak. Dis soos hierdie ou aan die regterkant wat hierdie heuwel en die mooiste prent skilder. Verby die huidige, die toekoms in. Hulle sien die hand van God. Hulle verlang na 'n nuwe toekoms wat God hulle beloof het. Hulle hou vas aan die beloftes van God. Hulle het 'n oop toekoms aan die hand van God. Teenoor hierdie ander 10 se verduisterde toekoms. En as ons nou die verhaal verder lees, dan sien ons dat God vir Caleb en Joshua beloon. Omdat hulle op hom vertrou het. Omdat hulle gehoorsaam was. Hulle sal in die woestyn tog nie omkom nie. Hulle sal die beloofde land ingaan. Wat is die groot verskil tussen hierdie twee groepe? Hierdie 10 verspieders met die tralies, hierdie 2 verspieders met 'n toekomsvisie, met die mooiste prent, met 'n oop, helder toekoms. Hierdie 10 ouens aan hierdie kant het op hulle eie mag en hulle eie krag en hulle eie vermoëns staat gemaak. Wat ek kan doen, wat ek tot in staat is, wat ons kan vermag. Die ander 2 het gesê, nie ek nie, maar waartoe God in staat is. God se krag, God se mag, God kan dit doen. In watter groep pas jy as gelowige, ek as gelowige? Vertrou ons net op onsself, ons eie krag, dit waartoe ek en jy as mens in staat is? Of sien ons iets van die grootheid en die almag van God raak? En sê maar ons kan, want God is teenwoordig. Hierdie 10 verspieders het gesê, ons kan nie daai beloofde land ingaan nie. Alhoewel dit mooi is, maar ons kan nie. Daar's reëse, ons gaan omkom. Ons sal dit nie kan doen nie. Die ander 2 het gesê, dis 'n mooi land, ja ons kan, want God is daar. God het dit aan ons beloof. Hierdie teks wil vanoggend vir my en jou sê, kom ek en jy in hierdie tyd van COVID-19, in hierdie pandemie, wat ernstig is, wat duisende miljoene mense reg oor die wêreld eerstens geraak het. Kom ek en jy wees 'n Caleb en 'n Joshua vandag, en môre en oormôre, en sê ons sal positief bly. Nie omdat ons goed en oulik is nie. Ons sal positief bly, omdat God nie vandag by ons is nie, maar ook môre en oormôre en die dag daarna aan ons beloof het. Dat hy die ewige lewe vir my en jou beloof het.
om sy enigste seun te gee, sodat ek en jy daardie toekoms kan hê. Waarop fokus ons? Op die sleg hier by my, die tralies hier rondom my wat ek self ingestel het? Of is my fokus op 'n ewige lewe by my hemelse Vader, by die almagtige drie-enige God? Die Here het beloof aan hierdie volk, ek gee vir julle daardie beloofde land. Al wat julle hoef te doen, is om op my te vertrou. Die Here sê vir my en jou, julle het 'n toekoms by my. Al wat jy hoef te doen, is om hier en nou te leef in my almag en krag. Nie 'n maar nie, maar 'n want God is daar lewe. 'n Lewe van Joshua en Caleb. Want God is daar. God is 'n realiteit. En daarom wil ek jou ook vanoggend oproep om elke oomblik van die dag ook te bid en te vra dat die Here ook in hierdie pandemie sy almag laat wys. Soveel mense wat in ons land siek is, in die wêreld siek is, dat die Here sy almag ook daar sal wys en sal gesond maak. Dat sy wil daar sal geskied. Maar dat hy ook met mense sal wees wat besig is om 'n teenmiddel, 'n inenting teen hierdie virus te ontwikkel. Dat hulle ook daar vir hulle die insig en die wysheid sal gee. Maar dat ons ten midde van hierdie krisis nie op onsself sal fokus nie, ons eie onvermoë nie, maar dat ons derentyd sal bly fokus op God wat almagtig is. God wat gister, vandag en môre presies dieselfde is. God wat die belofte aan my en jou gee. En ek wil weer vir ons daardie baie mooi teksvers lees in Jesaja 43. Moenie net aan die vroeëre dinge dink en met die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Jy kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in droë wêreld riviere ontstaan. God maak vir my en jou die absolute onmoontlike moontlik, omdat hy God is en omdat hy teenwoordig is in ons lewens. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons wonderlike Hemelvader, Here, dankie dat U nie net gister by ons was nie, maar ook nou by ons is, en dat ons kan weet en glo, U sal ook vanmiddag en môre en oormôre en volgende jaar ook by ons wees. Here, dat U almag en U krag daar is. En Here, dankie dat ons daarop kan verlaat en daarin kan veilig lê in U hande. En kan weet, Here, U krag, U teenwoordigheid is vir elkeen van ons genoeg. Daarom wil ek bid, Here, vir elkeen van ons lidmate, Here, wat siek is, wat alleen is, afgesonder is. Here, seën ons elkeen. Maar Here, ek kom bid dat U ons sal seën met U krag en U teenwoordigheid en U toekomsvisie. Dat ons nie meer vaskyk teen die pilare of die tralies wat ons self in ons gebou het nie. Maar dat ons U sal raak sien. U wie die almagtige God is. Here, ek wil bid in hierdie oggend ook vir elke persoon wat siek is in hierdie virus. Here, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal bevestig dat U God is. Dat hulle kan weet dat in hierdie tyd, in hierdie krisis, U daar is. Here, ons moet bely vanoggend. Ons het U bitter, bitter nodig. Ons kan nie sonder U nie, Here. Daarom kom bid ons vir U ingryp in ons lewens. Ingryp in die kerk, in die geloofsgemeenskap. Ons nie meer net op onsself sal fokus, ons eie wil en eie strewe nie.
maar dat ons met alles op U sal fokus. Hier ons bid vir duisende wetenskaplikes reg oor die wêreld wat onverpoos werk om 'n inenting te kry teen COVID-19. Ons kom bid, Here, dat U bloed hulle sal beskerm, dat U vir hulle insig sal gee om die regte ding op die regte tyd te doen. Here, ek kom bid vir ons gemeente se finansies. Ek kom bid U bloed van beskerming hier oor U kerk in Blydewold. Seën U ons, Here, nou tot in alle ewigheid. Amen. Christus se liefde is al wat my en jou elke oomblik van die dag dra. En dit is daardie liefde wat ek en jy ook moet uitleef teenoor ander. Ons gaan nou luister en jy gaan saam sing, die woorde gaan ook hier verskyn van lied 526. Waar daar liefde is en deernis, daar is God. Kom ons onderskraag mekaar, ondersteun mekaar. Kom ons dra mekaar ook in hierdie tyd deur Christus se liefde uit te leef teenoor elkeen rondom ons. Lied 526. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal vir julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.